God, shalom aan elkeen van julle. Groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en zaligmaker. Het is 'n absolute voorreg vir my en Natasha om op hierdie Sabbat saam met julle te mag kuier. Op hierdie heerlike wintersoggend. Voel daarom asof die temperature 'n bietjie beter is as die ander paar dae. Ja, ek en Natasha het 'n varkgriep beklei hierdie week, wat skrik vir niks. So as ek vandag 'n bietjie off balance lyk en die mekaar lyk, vergewe my, ek probeer my bes om te doen wat ek moet doen en wat ek graag wil doen. My begeerte is om die woord van die Here vir jou te breek vanoggend en dit te doen op 'n opregte en eerlike manier vanuit die gees van die Here uit. Nou ja, voordat ek begin, wil ek sê dat ek in 'n mate bietjie teleurgesteld is met van ons medegelowiges wat in hierdie eeu besluit om mekaar bekgevegte aan te sê oor wat reg en wat verkeerd is. En ek dink nie dat dit die regte manier is om dinge te doen op hierdie stadium nie. Ek het gisteraand so vinnig na 'n paar TikTok video's en YouTube goeters gekyk en ek sien hoe ons medegelowiges besig is om in hierdie tyd mekaar uit te haal oor dinge wat hulle elkeen dink reg is. Ek dink die regte ding is om te doen om te bid dat die gees van die Here oor ons kom heers en dat dieselfde waarheid wat van die begin af geheers het ook in ons kom heers, sodat ons kan in een stem kan opstaan. Ja, miskien is dit ook nodig om gereinig te word van al die ongeregtigheid wat al oor jare versamel het binne in ons. Maar ou sal nog steeds wil hê dat dit moet plaasvind soos wat die Here dit graag wou hê. Maar nou ja, my boodskap is nie daaroor nie. Ek wil graag oor iets anders te gesels. Ek dink u kan reeds sien diefstal van onskuldigheid. Voordat ons begin, kom ek en u bid eers saam. Aba Vader, op hierdie heerlike Sabbatsoggend kom ons om op u te vertrou, vir u te vra om ons te lei geestelik, Here, om ons weer te laat ontwaak, Here, weer te ervaar, Here, wat dit is wanneer u hand in ons en oor ons is, Here, wanneer u ons lei, Here, wanneer ons u stem hoor, Here. Help elke een van ons, Here, om ons verhouding nou in hierdie uur en in hierdie eeu vas te maak met u, Here, sodat ons nie weggesteel kan word deur die bose in sy werke nie. Ons eer en ons dankie daarvoor. Here, ons kom bid en pleit vir ons huisgesinne, ons kinders, ons familie, ons vriende, Here, ons volk, Here, vir ons geloof in u, Here. Kom seën ons en berei ons voor vir wat voor lê. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Diefstal van onskuldigheid. Ja, baie interessante onderwerp, en die onderwerp het eintlik in hierdie week met my gebeur, terwyl ek besig was om medikasie te gaan kry, sien ek twee jong dogtertjies wat hier in die dorp afgelaai word, en hulle twee is hand in hand daar in die strate op en af, en dit laat my altyd dink, dat wanneer kindertjies so, amper wil ek sê, unattended rondloop in die dorp, of dit veilig is. Jy weet, vroeër jare, toe ek nog 'n baie jong seun was, het my ouers ons op 'n Saterdagoggend dorp toe gebring, Springs, daardie jare, en ons as jong seuns het die strate van Springs op en af gedwaal tot 'n sekere tyd toe, en dan is ons weer op 'n sekere plek opgetel. Maar dis nie iets wat jy sommer vandag sal doen in hierdie tyd en in hierdie eeu nie, want daar's wrede dinge wat buite besig is om te gebeur. Kinders raak weg, kinders word gesteel, kinders word ontvoer, en dis nou juist waarop ek sin speel, is dat hierdie twee jong kindertjies wat daar in die straat met opgewondenheid, wat niks verkeerd in die wêreld sien nie, besig is om die strate op en af te dwaal, sien nie die verkeerd wat in die wêreld is nie. En ek wil my skrifgedeelte vir jou gee. My sleutelskrifgedeelte kom uit Johannes 16, Evangelie van Johannes 16 hoofstuk vers 33, en hy sê die volgende: Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. En ons prys die Here daarvoor dat hy die tipe God is wat hierdie versekering kan maak sonder om te wankel. Dis nie dat hy moet twyfel of hy hierdie belofte vir ons kan maak nie. Hy weet dat hy dit kan vasmaak en dat dit reeds vasgemaak is vir ons, vir die wat glo in hom. En ons is bly daaroor. Maar ek weet nie of jy dit al met jou gebeur het nie. Met my het dit nou al 'n paar keer gebeur. Ek is die pa van 'n dogtertjie en
toe hierdie dogtertjie klein was, het hulle begeertes begin vorm. Is dit nie so nie? Hulle wil saam met vriende begin uitgaan, hulle wil na hopaande toe gaan, hulle wil allerlei dinge doen wat die wêreld doen, wat vir my as 'n pa, as 'n Christen pa, alarms aanbring om te sê, dit is gevaarlik. Nou, ek het nou hierso 'n medical round, jy weet mos dan so sekere tyd van die jaar, dan kom hierdie mense in die dorp om, en hulle kom sit hulle medical rounds op, en hulle het al hierdie liggies wat brand, en dit lyk so vrolik, en dit lyk so lekker, en dit lok die kindertjies oogopslag. Ek kan vir jou sê, as ek met my kinders daar deur 'n sekere plek in Springs gery het, en daar verby 'n sekere parkie gery het, ek het al gesien in deur die dag, as hulle besig om die roet op te sit, dan weet ek vanmiddag, dan vermy ek hierdie strate as ek huis toe ry met my kinders, want hoekom, as hulle kan sien medical round, dan nag daai kinders vir my tot en met ons gegaan het. Nou, ek dink die grootste vrees vir enige ouer is om 'n pragtige jong kind by 'n medical round te gaan aflaai, unattended. Wat is die regte Afrikaanse woord? Unattended. Ongesupervised, net te gaan aflaai saam met ander mense of saam met ander kinders, laat hulle op hulle eie daarso kan rondwandel en doen wat hulle wil. Want hoekom? Want ou het hierdie vrees dat daar iemand langs die pad is wat vir daai kind 'n suigstokkie gee. Daai suigstokkie is 'n suigstokkie wat drugs aan het. Daai drugs maak dat daai kind die mekaar raak, daai kind word ontvoer. Jy sien jou kind nie weer nie. En het jy al daardie vrees in jou binneste in jou hart gekry dat wanneer ek het dit al 'n paar keer in my polisieloopbaan het dit gebeur dat mense by my kom sê my kind is ontvoer. En daai vrees kom sit amper aan my as polisiebeampte om te dink, waar gaan ek begin soek vir hierdie arme kind? Waar gaan ons begin kyk? Waar gaan ons begin, watter klippe gaan ons begin omdraai? Watter plekke moet ons gaan afbreek om te gaan kyk of ons hierdie kind weer kan kry? En daai benoudheid van 'n ouer en daai angs. Nou hierdie is presies dieselfde waarvan ek praat, en baie keer dan gebeur dit so, Natasha, dat hierdie kind word gekry baie jare later in die hole, in die strate. Opdrags, vervreemd van almal af, daai kind is heeltemal gebreek, haar gees, haar siel, ek wil amper sê, daai hele menswees van daai kind is gebreek. Jy gaan baie liefde en aandag moet insit om daardie kind weer terug te kan bring om te wees wat sy moet wees. En dan is daar integriteit of haar onskuldigheid is ook daarmee heen. Want wat gebeur is dat hierdie kinders word gebruik as prostituie, né? Nou ja, so wil ek ook dan nou vandag vir jou sê, dit is wat met ons gebeur wanneer ons in hierdie pad van geloof kom. En nie dat ek sê dat hierdie pad van die Here is 'n gevaarlike pad nie. Ek wil vir u sê, daar's baie gevaartekens om te pas op. Waarvoor moet jy versigtig wees? Waarvanaf moet jy wegbly? Watse goeders moet jy nie doen nie? Waarheen moet jy nie gaan nie? Want hier is al klaar 'n klomp duiwels wat met groot begeerlikheid lê en loer na jou. Hy begeer na jou. Hy wil jou roof, hy wil jou wegvat, hy wil jou onskuldigheid vat. Jou opregte geloof in die Here wil hy gaan vat en dit verbreek. Hy wil daarvan iets anderster maak as wat dit nie moet wees nie. Hy wil jou verpletter. Hoekom? Want hy wil nie hê dat jy die saligheid moet erf wat die Here vir ons beloof het nie. Daardie belofte wat die Here maak, ek het hierdie wêreld oorwin, wil hy nie hê dat dit jou deel moet wees nie. Hy wil nie hê jy moet ook daardie geluk en vrede vind nie. Hoekom? Want hy is al klaar reeds veroordeel. En as hy jou kan kry om saam in daardie oordeel te gaan sit, dan is dit ook ongelukkig jou oordeel. Nou, waarna verwys ek? Wel, daar is 2 gemeentes waarna ons kyk vandag. Daar's 2 kerke waarna ek en jy kan kyk. En ja, daar's baie meer as net 2 kerke, François. Nee, ek weet. Maar ek praat van gesindheid of geestelik gedrewe of in geestesperspektiewe is daar 2 verskillende kerke waarvan Openbaring ons vertel. Een wat opreg is, een wat verkeerd is. En ek gaan nou vir jou gou probeer uitwys. Die eerste ene kom in Openbaring 12, vers 1, sê hy so: En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed is, en die maan was onder haar voete, en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, en sy was swanger, en het uitgeroep in haar wee en barensnood. Wie is hierdie?
Hierdie is die kinders van die Here, dit is die kerk, die gemeente van God, dit wat hy uitgeroep het eenkant toe, die eklesia van God, dit is hulle hierdie, hulle is anderster, hulle is skoon, hulle is rein, hulle is opreg. Waar is die ander ene? Die ander een word vir ons dan later gewys, Natasha, hy kom in Openbaring 17 vers 4, kom hierdie volgende gemeente ten voorskyn, en hy is heeltemal iets anderster. En hy sê die volgende, en die vrou wat bekleed was, bekleed met purper en skarlaken, en versierd met goud en kosbare stene en parels, en sy het in haar hand 'n goue beker gehad, vol gruwels en onreinheid van haar hoerery. So twee tipes gemeentes, een gevul met God se heerlikheid, se goedheid, ander een gevul met verkeerde goedere, verkeerde gesindhede, verkeerde optredes, dinge wat hulle al gedoen het, wat ver van die Here af is, en wat nie die Here glad nie wil erken nie, hulle wat verdoem sal staan aan die einde van die tyd. Nou, hoe waarsku ek jou vandag om weg te bly? Wat is die waarskuwings wat ek vir jou vandag kan gee om te sê, pas op vir hierdie twee gemeentes? En ek sê nie dit is 'n gemeente ABC of ABE of wat ook al nie. Ek sê net vir jou 'n gemeente met sekere geesteswaardens. Jy moet na dit kan kyk en dit kan onderskei voordat jy daar sê, hier gaan ek myself voeg en hier sal ek saam mee stap. Die eerste teken wat gewoonlik is misbruik van gesag. Enige gemeente of enige kerk wat gesag misbruik, wat sê, geen ander manier, hierdie is die enigste manier, dit is hoe dit gedoen moet word, lees nie dit nie, doen nie dat nie, raak nie dit aan nie, daarvoor moet jy op die uitkyk wees en jouself probeer bewaar, of jy sal moet gaan bid en sê, Here, wys my, wat is die waarheid van hierdie. Lukas 12 vers 52 sê hy, wee julle, wetgeleerdes, want julle het die sleutels van die kennis weggeneem, self het julle nie ingegaan nie, en vir die wat wou ingaan, het julle verhinder. Wat het hierdie mense gedoen? Hulle is wetgeleerdes, hulle het goeders geleer, hulle ken sekere goeders, maar wat doen hulle? Hulle hou dit weg van mense af, hulle keer dat mense daarin ingaan. Hulle hou weg dat mense in die volheid van Christus kan wandel. Hoekom? Want hulle het seker 'n verkeerde motief. Hulle het seker 'n verkeerde idee. En daarom hou hulle weg dat mense nie geleer moet word nie. En ek weet daar is kerke wat sê, jy kan nie die skrif by jouself gaan leer op jou eie nie. Nee, dit is verkeerd. Die kerk is veronderstel om die mense te wees wat jou aanhits, gaan huis toe, gaan lees die Bybel, gaan ondersoek dit. Ja, ek weet die skrif is nie 'n saak van eie uitleg nie, en ons het nodig om in 'n groepie saam te kan sit, om die woord van die Here te kan ondersoek, en die Here se gees te roep, en te sê, Here, kom leer ons wat ons lees, en maak ons verstaan, en ek weet dat die Here nog elke keer, wat ons die woord oopbreek en ondersoek, hy vir ons wys. Maar dit is ook verkeerd om vir mense te sê, julle kan nie lees nie, julle kan nie ondersoek nie, julle mag nie ondersoek nie. En daarom sluit ons dit vir hulle toe, ons wil nie hê dat hulle daar moet ingaan nie. Ons hou die kennis van hulle al weg. Hoekom? Want ons weet, of hulle weet, dat deur hierdie gesag te hou ons mense weg van saligheid af. Die tweede ene, skynheiligheid. Nou hier is die een wat ek mee die meeste probleem het, en wat ook die grootste verskynsel in meeste kerke is die vorm van skynheiligheid. Wat is dit? Matteus 23 vers 28 sê die volgende. Hy sê, so lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. Van buite af, ons het die mooi suits aan, en ons het praat so mooi, en ons het die mooi handdrukke, maar daar wanneer ons binnenkom, dan kom ons agter dat hier ingevegtery onder die ouderlinge is, ingevegtery onder die dames van die kerk is, ingevegtery onder alles in die kerk is, dat het eintlik 'n groot gevegtery daar binne is oor wie die meeste aansien, en wie die meeste rang, en wie die meeste plekke, en wie mag waar parkeer, en wie mag waar sit in die kerk, en daar is die probleem. Skynheiligheid. Die Here gaan hom nie self in hierdie tipe kerk uitstort en dit seën nie. Daardie kerk moet genees word. Die eerste kerk, misbruik van gesag, moet dit
klaarmaak met dit. As jy 'n kerk het of 'n kerk bestuur op hierdie stadium of 'n groepie bestuur wat gesag gebruik om mense onder dwang te hou, laat gaan. Let go and let God. Laat hy beheer neem van hierdie dinge. Ek het vanoggend weer in hierdie storie van Dawid gesien, hoe het hy ten volle vertrou op die Here. En evenwel toe hy vir Goliat moes gaan aanvat het, dat hy op die Here vertrou het en nie op homself nie, nie op sy slingervel nie, nie op sy vermoë nie, maar op God vertrou het, dat hy God groter gesien het. En ook in die tye wat hy teen sy koning moes veg, wat sy koning hom verdruk het in die woestyn in, het hy vertrou op die Here. Skynheiligheid. Kom ons raak ontslaaf van dit. En vertrou en eer mekaar. Elkeen het ons eie respek en plek in die kerk, waarvoor ons geroep is, en elke ding wat ons moet doen. Wat is die volgende ene, Natasha? Die vierde ene, of die derde ene, valse leringe. Valse leringe, en ek kan hierso vir daar en daar en daar vasthou. Want ek kan vir jou vertel van baie dinge wat in hier ingekom het, wat nie hier gestaan het nie, wat nooit hier geskrywe was nie. En ek wil nie dit nou vandag hier uitlig nie, ons sal elkeen 'n kans kry om hierdie goeders uit te lig, soos wat ons aangaan. Deur hierdie woord is daar al baie kere dinge ingebring wat nie hier staan nie, waar die Here nooit niks gesê het oor dit nie, maar ons as kerk glo dit en ons hou daaraan vas. 2 Petrus 2 vers 1, hy sê, maar daar was valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloon en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. Die Here wat hulle vrygekoop het, hierdie God, hierdie Messias, hierdie Yeshua, wat sy lewe neergelê het om vir my en vir jou, om vry te kan wees, het ons gaan verloon, om wat? Heimlike ketterye in te bring, snaakse goedjies weer terug te bring, wat van buite afkom, wat lerings van die duiwels is, het ons weer teruggebring, en ons sit dit in die kerk in, en ons hou dit vas. Ons hou dit vas. Ons laat dit nie gaan nie. Ons leer ons kindertjies dit, ons leer dit vir al die mense. Ons laat dit nie gaan nie. Ja, snaakse goedjies, en ek kan vir jou baie van dit vertel, maar elke keer wanneer die tyd reg is, dan sal ek jou dit vertel en vir jou leer, dat hierdie goeders is goeders wat die Here nie vir ons geleer het nie. Daar is in hierdie Bybel van ons soveel keer al gepeter en gekarm, maar ek dank die Here dat hy hierdie woord getrou gehou het vir my en vir jou, dat sy Gees die een is wat hierdie woord ondersteun. En ja, elke keer wanneer iemand iets verderflik kom wys het, dan laat die Here dit nie toe nie. Dan vat dit nie in hierdie woord nie, dit verander ook nie die woord nie, dit verander nie die gang van hierdie woord nie. Hierdie woord is goed vir teregwysing, onderwysing en opleiding, sodat ons volkome kan wees vir die Here, toegerus vir elke goeie werk. Wat is die volgende skrifgedeelte? Jeremia 7 vers 9, hy sê die volgende, sal julle steel, doodslaan en oorspel bedrywe en vals sweer en verbaal offerrook laat opgaan. Hier praat hy dat ons al besig is om valse dinge te doen wat die heidene gedoen het, en ons doen dit binne in die kerk. Ons gaan vier Kersfees. Kersfees wat nergens in die Bybel opgeskrywe staan nie. Maar ons hou dit vas en ons leer ons kindertjies dit. Ons kerp dit ons kindertjies in. Ons vertel hulle dat hulle onder hierdie boom hulle geskenk sal kry. Hierdie boom wat alreeds in die Ou Testament as 'n Baalse bedryf uitgemaak is, laat ons nie gaan nie. Ons leer dit nog steeds vir ons kinders. Ja, ons het nie geleer dat hy gesê het dat dit die werk van onreinheid is nie, van die Baals is nie. Nergens in die hele woord staan dat ons die geboorte van Christus moet herdenk nie, maar dat ons sy sterwe moet herdenk totdat hy weer kom. Ja, daardie dag toe hy sy lewe neergelê het vir my en vir jou, sodat ek en jy kan leef in geregtigheid. Maar ons hou aan om hierdie valse goedjies in te bring en in te bring. Een van die tyd moet ons klaar kry met dit en klaar maak en sê, Here, ons kies die lewe en die lewe soos wat U dit voorgeskryf het, nie soos wat die wêreld dit vir ons wil gee nie. En dat ons onskuld sal behou in die vorm van dat U Gees ons sal lei in die volheid van die waarheid. Wat is die volgende een wat volg na valse leringe, Natasha, is morele verval. 2 Petrus 2 gaan hy aan en hy sê,
Want deur trotse woorde vol onsin uit te spreek, voltrek hulle, deur onbegeerlikhede van die vlees en ongebondenheid wat waarlik die mens ontvlug het, wat in die dwaling wandel, dat daar mense is wat in dwaling wandel. Want hoekom? Deur dinge wat ons uitspreek, dinge wat ons doen, dinge wat ons begeer het ons nou onsself onder 'n dwaling gebring en ons wandel onder daardie dwaling. Ons bly nie meer in die geregtigheid nie. En wat is besig om te gebeur? Morele verval. Ons gee nie meer om hoe dit lyk in kerke nie. Ons gee nie meer om wat is die sedeswaardes wat ons vashou nie. Ons doen wat ongeregtigheid is. En ek wil sê dat ons moet wegkeer en terugdraai van hierdie verkeerde goed af, om weer die Here te dien, en hom te vrees, en hom te nooi, en terug in ons huise in, terug in ons gemeentes in, terug in ons aanbidding in, sodat ons hom kan dien en hom alleen kan aanbid, van ewigheid tot ewigheid. Ek gaan vanoggend groet met dit. Ek hoop dat hierdie woord vir jou enigstens iets beteken, en ek hoop dat jy dit sal deel met vriende en familie, en dat julle ons woensdag by ons sal aansluit met ons biduur. As jy nog nie ingeskakel is nie, stuur vir my jou naam en jou nommer, en ons sit jou op die groepie in, en jy deel saam met ons in die voorreg om saam op 'n platform die Here te aanbid, en saam te bid vir jou familie, vir jou vriende, vir jou geestelike gesondheid, vir jou fisiese gesondheid, en vir alles daarander buite ook. Mag julle 'n geseënde Sabbat hê, en wees geseën in Jesus naam. Amen. Aba Vader, ons bid dat hierdie boodskap sy volle doel sal bereik, soos wat U dit wil gehad het. Ons eer en ons dank U, Here, dat deur hierdie omstandighede U met ons is, en by ons is, en saam met ons wandel. Eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.